Ek hoop julle is nou al moeg vir die gawes, hè? Ons gaan nog so 'n paar weke, miskien nog, ek dink tot die vakansie gaan ons nog praat oor gawes, gaan ons nog besig wees. En hoekom praat ek nou al so lank oor hierdie gawes? Want dit is 'n ingewikkelde ding, né? Hierdie gawes is nie 'n maklike ding om oor te praat nie. Daar's 'n paar van hierdie goed wat nogals vir ons vreemd is. Daar's van hierdie goed wat vir ons moeilik is, maar daar's ook so baie om oor te praat. As ons net vat, ons praat oor 4 tekste, dink jy het ons nou gehelp. Efesiërs 4, Romeine 12, 1 Korintiërs 12, eintlik ook 1 Petrus 4, ons het nou nie daaroor gepraat nie. Daar's soveel in die Bybel om hieroor te praat, en dan is dit so 'n belangrike ding. Want hoe baie kere is ons as gelowiges eintlik half sê, ons weet ons moet iets doen, maar ek weet nie hoe om dit te doen nie. Of ek weet dat ek moet uitgaan en ek weet ek wil die koninkryk gaan bring en ek weet ek wil God se werk gaan doen in hierdie wêreld, maar ek weet nie regtig hoe nie. Ek voel nie opgewasse daarvoor nie. Ek voel nie reg om dit te doen nie. Daarom is dit so belangrik dat ons weer en dalk nog vir 'n week of 2 oor hierdie goed sal gesels. Maar wat weet ons ten minste nou tot nou toe? Wat weet ons oor die gawes? Ons weet daar's verskillende gawes, né, wat almal gegee word deur een Gees, of deur een God, of deur een Here. Dit lees ons. In ander woorde, ons weet dat daar is 'n verskeidenheid van gawes, almal verskillendes, maar hulle kom almal van dieselfde God af. Nou wat help dit ons om dit al te weet? As ons dit weet, dan weet ons weet tog mos ook iets van wie God is, en dat God se plan is, dat die wêreld hom moet leer ken, dat sy plan is, dat sy koninkryk moet kom, sy plan is, dat ons sal goed wees vir mekaar. So dit help ons om al klaar iets te weet van wat die gawes is, as ons praat oor gawes. Daar's nou wel lyste in die Bybel, maar ons weet hierdie gawes gaan altyd wees, nie ter wille van my nie. Gawes gaan nooit ingerig wees nie. Is altyd gawes gerig op ander of na buite toe. En dit help ons met die tweede ding wat ons dalk nou al ook weet, en dit is dat al is daar lyste in Efesiërs 4 en al is daar lyste in Romeine 12 en al is daar lyste in 1 Korintiërs 12, is dit net lyste. Dis nie alles wat die Gees kan doen nie. Ek kan nie kom na die Gees toe en sê, of vir myself sê, luister, daar's 5 in Efesiërs 4 en daar's 7 in Romeine 12 en daar's 9 in 1 Korintiërs 12 en dit is al wat die Heilige Gees kan doen in hierdie wêreld nie. Ek kan nie so werk nie, want dis nie wie God is nie. Ek kan nie God in 'n boksie sit nie. So daar is nie so iets soos 'n vol lys van al die gawes nie. Daar is nie so iets soos om te sê, luister, hier's iets wat ek mee goed is, wat ek voel die Gees vir my gee, wat die Gees deur my werk, waarin ek effektief in hierdie wêreld werk, maar dit staan nie in Efesiërs nie, dit staan nie in Romeine nie, dit staan nie in Korintiërs nie, dit staan nie in 1 Petrus nie, so dit is seker nie 'n gawe nie. Daar bestaan nie so iets nie. Want God werk op soveel groter maniere as wat ons aan kan dink. Daar's gawes wat mense in hierdie wêreld mee leef, wat mense mee werk in hierdie wêreld, wat van God afkom, wat die Gees gegee het, maar wat nie in die Bybel staan nie. Dis belangrik dat ons dit vir mekaar moet sê. Ons kan nie net al hierdie lyste vat en sê, hier is die een en enigste lys nie. Hoekom is dit ook belangrik? Wat ons sê, almal het 'n gawe. Jy wat hier sit, het 'n gawe. Alle gelowiges het gawes wat God gegee het. In ander woorde, jy kan nie ooit op 'n plek kom waar jy sê, weet jy, die Here het my nie toegerus nie. Die Here het vir my niks gegee nie. Almal van ons het 'n gawe. 1 Korintiërs 12 sê, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees, en daar is 'n verskeidenheid dienste, maar is dieselfde Here, en daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar is dieselfde God wat hierdie dinge in almal bewerk. Almal van ons het iewers iets van God af, wat God sê, vat hierdie talent,
vat hierdie gawe, vat hierdie geskenk wat ek vir jou gegee het en gaan woeker daarmee. Gaan werk daarmee in hierdie wêreld. Gaan leef daarmee teenoor hulle rondom ons. Almal van ons het ten minste een. Party van ons het meer. Party van ons het 4 of 5 of 6. Party van ons het net een en dalk nog eenetjie wat so half afgeskeep is. Ek weet van die een en ek werk hard met die een, maar die ander ene is ek so half bang voor en ek wil hom nie eintlik regtig gebruik nie, so ek los hom langs die kant. Maar ons het almal gawes. Iets wat God vir jou kom gee het. 'n wondergawe, 'n genadegawe waarmee jy kan gaan dien. Die ander ding van hierdie gawes is ook nie almal van ons het dit in dieselfde mate nie, né? Kom ons vat my nou. Ek is 'n dominee. Ek hoop julle het dit geweet. Ek het die gawe om voor mense te praat, né? Maar ek het dalk net die gawe om voor julle 111 te praat. As hier nou 16,000 mense hier was, het ek dalk iewers in 'n boks gaan wegkruip en doodgaan van vrees. Nie almal het dieselfde gawe op dieselfde plek nie. Party ouens het miskien die gawe om te administreer of te bestuur, maar hy het die gawe om sy gesin en sy onmiddellike konteks te bestuur. Ander mense het die gawe om 'n enorme groot besigheid te bestuur. Dis dieselfde gawe. Ons geen onderskeid in terme van belangrikheid van daai gawe nie. Dis net verskillende vlakke waarin God daarmee werk. Party kan lei 1 of 2 mense, party kan duisende mense lei. Party mense het 'n woord van kennis, as ons nou gou 1 Korintiërs 12 sou praat, maar dis 'n woord van kennis net vir een mens. So daar sit net een langs my en ek kan vir hierdie persoon 'n woord van kennis gee. Ander mense het 'n woord van kennis vir duisende mense. Verstaan julle dat hierdie goeders werk op verskillende vlakke en op verskillende tye? Hoekom maak dit ook saak? Want dit sê dat jou gawe en my gawe en die ander persoon se gawe is almal ewe belangrik. Want die Gees besluit waar en wanneer daai gawes gebruik word. Die Gees besluit ook wat het die kerk nodig. Ons sê baie keer vir mekaar, hierdie is nie ons kerk nie, né? Dis ook nie my kerkie. Dis ons gemeente, ja, en ons is hier betrokke, maar dit is God se kerk. Dis God wat sy kerk bou. Dis God wat besluit, luister, hier's 'n kerk en in hierdie kerk is daar iets kort. Hier is 'n gap in wat hierdie kerk doen. Ek gaan vir hierdie gemeente hierdie gawe gee, want dit is die gawe wat hulle nodig het. So as ek nou kom en ek sê, luister, ek voel ek het hierdie ding. Daar's hierdie ding in my hart. Ek het hierdie gawe in my, maar ek is nie bereid om dit te doen nie. Ek is te bang om dit te doen. Dan moet ons baie versigtig wees, want ons maak God se kerk kleiner, God se kerk armer. Ek is nou nie 'n soapbox preacher nie, maar ons moet versigtig wees om nie ongehoorsaam te wees nie. As God sê, luister, ek het vir jou hierdie gawe gegee en ek wil jy moet hierdie gawe gebruik, dan baie keer as gevolg van my eie vrees of my eie skaamheid of my eie watter ook al redes, sê ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie gehoorsaam wees nie. Ek gaan nie gedoen wat God wil hê nie. God sê, ek het vir jou iets gegee om 'n plek te gaan gebruik waar ek vir jou 'n plek gereed gemaak het. Wat sê Hebreërs? Ons is lewende stene. Petrus sê, laat julle self opbou as lewende stene tot 'n huis vir God. Eerste gevaar. Tweede gevaar wat baie keer ook kan gebeur, is dat iemand kan vir my vra, luister, hier's 'n ding wat ek wil hê jy moet doen, of ek kan agterkom, miskien hier is 'n probleem, hier's iets wat nie gedoen is nie, en dan dink ek vir myself, dis nie my gawe nie, my gawe is iets anders, my gawe is praat met mense, my gawe is nie stoele ronddra nie, so ek gaan nie stoele ronddra nie, want dis nie my gawe nie, ek kan nie dit doen nie. Dis ook nie hoe die gawes werk nie.
Die gawes is nie al wat ons kan en hoef te doen nie. Die gawes is verskriklik belangrik. Die gawes is plekke waar ek effektief kan wees, maar net oor ek nie die gawe, of dalk kom ek sê ek het die gawe om stoele rond te dra. Net oor ek die gawe het om stoele rond te dra, beteken nie ek kan nie ook maar soms voor mense praat nie. Al is dit vir my scary, al is dit vir my moeilik. Partykeer is dit nodig dat ons dit ook maar net doen. So ek het gawes en ek het ook goed wat ek moet doen buite my gawes, wat ook belangrik is. Ek is dalk nie in my mens wees die mees vrygewige mens nie, maar soms moet ek tog 'n broodjie gee, of kos gee, of iets vir iemand gee om hulle ook op hulle pad te help. Ek dink dis 2 gevare van die gawes. Om dit nie te doen nie, maar ook om te dink, dis al wat ek kan doen. Nou, hoe weet ek wat is my gawe? Hoe weet ek, as ek sê ek moet my gawe gebruik en as ek weet ek moet in hierdie wêreld werk met my gawes, hoe weet ek wat is my gawe? Ek dink om dit reg te kry moet ons vir onsself soms net 'n paar vrae vra. God gee ook nie net gawes sommer net randomly nie. Hy gee nie net en sê, luister, Janet, jy's nou 'n juffrou, jy's goed met juffrouens, gaan doen dit, of dit nou vir jou lekker is of nie. Dis nie hoe God werk nie. God is ook op 'n manier, sê, ek weet dis waarvan jy hou, ek weet dit is wat vir jou lekker is, ek ken jou in jou diepste wese in, ek weet wat gaan jou opgewonde maak, en ek gaan jou in daai plek gawes gee. So as ek myself eerste vraag vra oor hoe weet ek wat is my gawe, is dit ook belangrik om net vir myself te vra, okay, maar wat is regtig vir my lekker? Wat is goed wat ek regtig van hou? Hou ek daarvan om skool te gee? Okay, great, ek hou van skool gee. Maar nou, so dit beteken miskien ek het iewers die gawe nie net van om vir graad 1 of 2 of 3 klas te gee nie, ek het die gawe om as onderwyser of as leraar, né? Miskien, ek sê nie dit is so nie, maar miskien het ek ook die gawe om meer te leer as net in 'n klaskonteks of net in 'n skoolkonteks. Miskien het ek die gawe om goed reg te maak, né? Meganiese gawe, okay. Nou in jou werk is jy 'n mechanic, maar miskien is daar ook ander plekke waar jy hierdie gawe kan gaan gebruik. Dis vir jou lekker om goed reg te maak, dis lekker om uit te figure wat gaan aan of is fout met masjinerie. Waar kan jy daai gawe groter gaan gebruik? Waar kan jy daai gawe gaan uitwerk? So wat maak jou opgewonde? Wat sit hier in jou hart en sê hierdie ding is vir my baie lekker? 'n Tweede vraag wat ons vir onsself moet vra is, watse gaps sien jy raak? So miskien dink jy, luister, ek het nie hierdie gawe nie, maar ek kom agter hier is 'n probleem. Ek kan sien hier kort iets. En ek het tog 'n idee in my kop dat ek daar 'n verskil sal kan maak, dat ek dit sal kan help. Nou wat ons baie kere doen, die gevaar wat ons baie keer doen, is ons dink, daar's 'n probleem, iemand moet dit regmaak. Hier's 'n gaping in wat hier aangaan. Iemand moet tog net dit uitsorteer. Baie keer wys die Here vir ons presies waar iets kort, nie sodat iemand dit moet gaan regmaak of gaan vul nie, maar omdat ek dit moet gaan regmaak en dit moet gaan vul. Omdat ek dit kan doen. Dalk weet ek dit nie eers nie. Miskien as ek net my voet daar sit. Vandag, nee, in die week. In die week bel een van my kollegas my. Hy sê, Isak, ons het vir jou 'n werk van die Senore se kant af. My eerste reaksie is julle mal. Wat's fout met julle? Daar's nie 'n manier wat ek dit kan doen nie. Ek het nog nooit in my lewe dit gedoen nie. Hoekom sal julle my vra? En my ma sê vir my, ek praat met my ma oor die naweek. Sy sê, maak nie regtig saak of jy dit al voorheen gedoen het nie. Hier's 'n gap. Hier's iets wat die Here vir jou wil gee om te doen. Gaan en gaan doen dit. As die Here jou stuur en hy laat jou iets raak sien, gaan en gaan doen dit. So wat is jou passie? Wat sien jy raak? Saam met passie eintlik ook op 'n manier, wat maak jou gelukkig? Is dit iets wat vir jou vreugde gee? Is dit iets wat as jy net daaraan dink, jou laat glimlag? Is dit
om te dien? Is dit vir jou lekker om koffie te skink? Is dit vir jou lekker om met mense te gesels? Is dit vir jou lekker om daar te wees waar mense met hulle hande werk? Dit is baie keer jou gawe. Wat ek wil hê julle moet sien is dat daar is nie een manier. Ek kan nie vir jou 'n toets gee. Daar is toetse wat ons daarmee help. Ek het vir van julle al toetse gegee. Daar is toetse wat ons help, né? Maar dis nie al antwoord nie. Dis ook nie hoe die Christelike lewe werk nie. Ek kan nie 'n toets skryf en sê, dit is wie ek is, dit is wat ek fout, ek gaan nou hierdie toetsie skryf, daar's 50 vrae, okay, dit is my sondes, ek moet beter werk aan hierdie sondes, moet ophou met hulle, ek gaan hierdie toetsie skryf, okay, hierdie is my gawes, as ek nou hierdie toetsie skryf, en ek kry my uitslae, dan weet ek hoe moet ek 'n beter mens wees nie, of hoe moet ek 'n nader kind van die Here wees nie, dit is nie hoe dit werk nie. Die Engelse gebruik 'n bietjie van 'n woord, trial and error, ek hou van daai woord, trial and error. As ek nie probeer nie, as ek nie uit my comfort zone uitgaan nie, verskoon my gemaksone uitkom nie, gaan ek nooit agterkom waarmee is ek goed nie. Gaan ek nooit agterkom wat is my gawe nie. So ek kan nou iets, my voet so bietjie in die water sit, né? En dan besef, maar hierdie is vir my lekker. Hierdie is 'n plek waar ek effektief kan werk. Hierdie is 'n plek waar ek 'n verskil kan maak. Great. Of ek kom op 'n ander plek en ek sit my voet in die water en ek doen dit en ek dink, hierdie is nie lekker nie. Ek hou nie hiervan nie. Ek kan dit nie goed doen nie. Maar ek was daar en ek het geprobeer. Wat sê ons baie keer vir mekaar? Wat is die ou woord vir Christene? Wat was die ou woord in die vroeë kerk? Wat het Christene hulle self genoem? Hulle het hulle self genoem mense van die weg. Nou, ons het dit al baie vir mekaar gesê. Ons is mense van die weg. Wat beteken ek het nie gearriveer nie. Gelowiges kan nie arriveer nie. Ek kan ook nooit hier staan en sê, luister, ek weet, ek's 'n prediker, great, ek het daai gawes. Ek's 'n leraar, great, ek het daai gawes, ek kan goed doen. Dit is al wie ek is nie. Ek's 'n mens van die weg. Ek's op hierdie pad saam met God, saam met medegelowiges, ek probeer iets, nee, dit werk nie, ek probeer iets anders, ek het nie gedink ek kan dit doen nie, dis lekker, ek kan hierdie doen, die Gees werk deur my, maar as ek stil sit, en ek's nie op weg saam met God nie, as ek stil sit en ek groei nie, en ek leer nie, en ek ontwikkel nie my gawes nie, en ek leer nie die Here ken nie, wie is ek dan? Groot ding van hierdie gawes, die groot geheim van die gawes, is wees besig, raak besig, begin doen, begin ontdek, en dan begin ek regtig leef, dan begin ek saam met God, en ek sê saam met die Here, ek is nou hier, ek wil nie meer hier wees nie, stap saam met my, help my, wys my wat U wil hê ek moet doen, openbaar aan my waar U wil hê ek moet werk. Ons is mense van die weg, ons is nie stil sit gelowiges nie, ons kan nie stil sit gelowiges wees nie. So moenie na my toe kom en vir my kom vra, Isak, hoe weet ek wat is my gawe nie? Ek weet nie wat is jou gawe nie, party van julle weet ek. Sommige van julle ken ek kan sien, hier is 1 of 2 goed wat jy in goed is. Maar dis nie hoe dit werk nie. Jy en net jy kan dit ontdek. Jy en net jy kan saam met die Here hierdie pad stap. Maar dit help ook nie ons is bang dan nie. Dit vra van ons braafheid. Dit vra van ons om iets te waag. Dit vra van ons om in beweging te kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet ons het gawes. Dankie dat ons kan weet dat U ons toerus. Maar Here, U ken ons. U weet hoe baie kere ons of bang is, versigtig is, of net nie lus is nie. Here, help ons om op hierdie pad saam met U te loop.
Help ons om iets te ontdek van wat U plan is vir ons, U plan is vir die mense rondom ons, U plan is vir hierdie wêreld. En help ons om te ontdek waar U ons wil gebruik. Om te ontdek wat U plan is vir ons lewens en vir ons gawes. Stuur ons, maar ook lei ons. Asseblief, Here. Amen.